Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom by Step Up. Ek is Chantel en soos ons altyd beloof en sê, ons praat weer en praat ons weer deur die genade van die Here. Doen ons wat ons doen en is die belofte wat ons kan hou nie, is 'n belofte in Christus Jesus om die evangelie te kan verkondig. So hier is ons weer en ons spreek en ons praat en ons luister en ons praat saam en ons bid saam en ons huil saam en ons lag saam en al hierdie goeders doen ons omdat die Here se werke mooi is. Daar's 'n skrif wat sê, wat sal ons kan skei van die liefde van die Here? Is dit nie waar nie, my mens? Dis niks wat ons kan skei van die liefde van die Here nie. En 'n paar weke terug het die Here my bedien met 'n woord wat my mense, hy maak so in my, is soos 'n prikkeling in my gees en die Here het my met die Heilige Gees my begin praat oor, ons praat oor Johannes en die Gees en die Heilige Gees wat gekom het en wat Jesus beloof het. It is the promised Holy Spirit that was given to us. En so die boodskap is redelik, jy weet, hy is redelik ver uitgesprei. Dit is diep, dit is baie goed wat die Here met ons praat, en een ding wat ek doodseker oor is dat die Here is besig om die bruid voor te berei vir die koms van die Here, dit weet ek. Ek weet vandag dat die Here is besig om dit wat hy vir ons wil sê, om die kerk, die bruid van die Here gereed te maak. Onthou net mense, die kerk is nie die bruid nie. Onthou net dit. As jy dit nie weet, kom ek sê jou vandag, die kerk is nie die bruid nie, die bruid kom uit die kerk uit. Hoe kan jy so sê, Chantel? Want nie almal wat binne in die kerk sit, is gered nie. Dis die ander kant van die saak. Net omdat ons in die kerk sit, beteken nie ek is gered nie. Net omdat ek deel is van die kerk, beteken nie ek het my hart vir die Here gegee nie. Jy kry mense wat 100 jaar in die kerk sit, en nog steeds nie 'n belydenisgebed gedoen het nie, en hulle doen dit uit gewoonte, of hulle doen dit uit, dit is hoe ek groot geword het, maar hulle het nooit regtig 'n belydenisgebed gedoen nie. En onthou net, baie mense dink dat my attendance is my redding. Jou attendance is nie jou redding nie. Jou redding is jy moet 'n openbare verbal belydenis doen om te sê dat Here, ek is 'n sondaar, red my, dat U is die Christus en daarom vra ek dat U my red en dat U in my lewe kom, dat U in my hart kom lewe deur die Heilige Gees. So, jy kan in die kerk sit vandat jy gebore is totdat jy 80 is, dit beteken nog niks. Jy het nog net 'n attendance gehad. So die dag wanneer ons jou begrawe, daar praat ons van jy was nooit in die kerk en jou attendance is goed, maar die hele vraag gaan eintlik wees oor waartoe is jy op pad gewees. So, moenie dat jou attendance vir jou wakker hou nie. Jy moet net jou attendance vir jou warm maak nie. Jy moet net jou attendance vir jou dink jy dat jy is bekeer nie. Want bekering het niks te doen met attendance nie. Want bekering is 'n persoonlike saak, is 'n persoonlike saak tussen my en God. Ek neem hom aan as my persoonlike verlosser en saligmaker. En dis wat my gaan hemel toe vat. Amen. En dan moet ek daai lewe lei. Daar's nie 'n storie van een keer gered, altyd gered nie. Ek kan in 1973 toe neem ek die Here aan, en daai jaar toe neem ek die Here aan, toe ek nou net bekeer, in die jare daarna toe dwaal ek af en toe my
hulle eie dingie. Neem my dierbare, jy gaan die pot, jy sit die pot mis. Ek en jy moet die pad uitstap. Die Bybel sê wie volhard tot die einde toe sal gered word. So jy kan nie die Here gedien in 1983 en dink jy so gesê, nee my mens, jy moet hom dien, en as jy afvallig geword het, neem op jou kruis en dien die Here. Bely dat God is en hy is wie hy is en hy is die redder van ons siele en dien die Here. Ek weet nie waar ons kom met hierdie ding van once saved, always saved nie. Dis 'n leuen wat die duiwel vir jou vertel. Hierdie New Age goed werk nie my mens. Jy moet kom na die volle evangelie toe wat apostel Paulus voorsê, ek bekeer my elke dag wanneer ons verstaan dat ons is mens en ons fail die Here en ons bly nie by ons woord nie. Ons doen nie wat ons gesê het ons moet doen nie. En hierdie goeders happens to the best of us, maar hier is die genade van die Here nou om ons te red. So die keypunt is vandag, dat moenie dink dat jy sit in die kerk en ek sit in die kerk en of ek is selfs die prediker, maar hier buite kan kry 'n bietjie kat in die donker nie. Dis nie hoe die ding gaan werk nie. Ons moet 'n lewe lei volgens apostel Paulus sê, loop waardig die roeping waarin jy geroep het. Jy moet waardig wees, jy moet waardig loop, jy moet waardig wandel, jou leefwyse moet waardig wees, die een wat jy dien. Because why ek en jy moet lyk soos die een wat ons dien. Jy kan ons sien, die mense, jy kan ons sien, die lawless mense, is die duiwelse mense. Hulle dien die Bybel sê, wie ever leens vertel, hy doen dit wat sy pa vir hom sê om te doen, want sy pa is die vader van leens. Dis wat die Bybel sê. Soos ek en jy nie leens het en ons het waarheid, dan moet ons se pa die God wees van Abraham, Isak en Jakob, because hy het geen leens in hom nie. Hy is die God van waarheid. Die Heilige Gees is die Gees van waarheid. Die woord is die woord van waarheid. So het baat nie ons op vandag die evangelie draai van jy wil hom maak soos jy hom wil maak nie, om jou te pas nie. Die evangelie gaan nie verander, die Bybel gaan nie oorgeskrywe word nie vir jou nie en nog minder vir my. Die evangelie gaan nie verander omdat jy die Here wil dien op jou terms and conditions nie. Kom ek sê vir jou my mens, jy gaan in 'n lyn moet kom en ek gaan in 'n lyn moet kom om hierdie evangelie te kan verstaan en om te kan dien volgens hoe ek kon kry en volgens wat die Here vir my sê, hoe ek het moet doen, Sondag na Sondag, Woensdag na Woensdag, Maandag na Maandag, wanneer jy hom kry. Want nowadays is die evangelie is oral. Jy klik op YouTube en jy kry 'n klomp predikers. Dit beteken nie elke prediker is jou prediker nie. Dit beteken nie elke profeet is jou profeet nie. Maar wat ek en jy wel moet verstaan is dat die evangelie is oop. Die woord is nie meer, daai jare moes iemand gekom het met 'n pak donkie om die woord vir ons te kom gee nie. The word of God is open to everyone. As jy jou foon het in elk geval, dan het jy access tot die woord. So jy kan nie vandag sê, ek het die access, jy maar nie access. Dit is ook omdat ons na COVID sit jy met probleme in sekere lande, wat mense nie meer kerk toe gaan nie, want hulle lê in hulle bed, en hulle kyk TV, en hulle kyk op 'n Sondagoggenddiens. My mens, die Bybel sê, jy moet jou onderlinge byeenkomste van nalatig hê. So hierdie goedjies wat ons onsself aanleer, gaan op die einde van die dag tog nie veel werk nie. Jy en ek moet kom by die plek, waar ons moet doen wat die skrif sê, sodat strome van lewende waters uit ons binnensy kan vloei. Nou gaan God terug na die begin, wat ek nou net vir jou gesê het, moenie in die kerk insit en dink jou attendance is bekering nie. Moenie in die kerk insit en dink jy's okay nie, jy gaan dit maak nie. En my mens, vandag as ek 'n senior leier van 'n kerk, ek staan eerste. I'm the first one that judgment will come to. I'm the first one, want ek het hom gepreek, ek het die evangelie gepreek. So ek kan nie die evangelie preek, maar ek doen iets anders nie. As ek hom preek, dan moet ek hom lewe. Jy moet lewe volgens, dis kom op, James sê, don't be hearers of the word of God, be doers of the word of God. En ek sê altyd vir die kerk, mense, nou dat ek weet, is een ding. Toe ek nie geweet het nie, was dit een ding, maar nou weet ek. Now I have knowledge of the truth, and the truth sets me free, depending of if I want to set it free, because sometimes, baie keer kan ek die waarheid hoor, maar ek wil hom nie aanvaar nie, want die waarheid pas nou nie vir my nie. My dierbare, hierdie goeders wat ons nou, hierdie plante, hierdie goed, gaan teen my praat, as ek die dag gaan voorkom, en ek sê nie, maar Here, ek het nie gehoor nie, dan sê hierdie plant so my achter my, nie, maar ek was aan daar toe hier het gepreek het. You get what I'm trying to say? So ek en jy het geen verskoning om nie vandag die Here voluit te dien, as ons hom dan dien nie. You know what I mean? Ek kan nie in die bank in sit en sê, hoe mense, ek het dan nou, ek was al 1 keer hierdie jaar, het ek op 'n Sondag uitgebrei, het gereend, ek was daar en so, ek was, nee my mens, jou attendance, en ek weet nie wat wie dit is, want dit is sterk in my gees, jou attendance het nog niks gesê nie. Jou attendance, it's only impressing people that's in the flesh, but in the spirit, who are you impressing? Are you impressing God? Het jy al, as jy in die kerk en worship God, because ek kan in die kerk wees, ek kan nog steeds in my hande oplig. Die Bybel sê, I've come into his presence with thanksgiving, enter his courts with praise.
het ek ingegaan en my hande gelig en hom waarlik dankie gesê vir my lewe, dat hy my wakker gemaak het. 'n paar maande terug staan ek op 'n Woensdagoggend en ek sal dit nooit vergeet nie. Ek maak my oë op en ek gaan borsel my tande en die eerste ding wat die Heilige Gees my sê, hy sê vir my, jy het nie opgestaan nie. Hy sê, jy het nie opgestaan nie. Hy sê, ek het jou wakker gemaak. Jy het nie een mens staan op omdat jy opstaan nie. Jy staan nie op omdat jou hart klop en jou brein function en dit is jy staan op omdat ek jou wakker maak. En ek dink by myself, Here, maar dit is al nie waarheid. Want ek kan my nie wakker maak nie. Ek het niks binne in my wat lewe gee, behalwe Jesus Christus wat die lewegewer is binne in my nie. So hy gee my lewe. So as jy en ek dink dat jy het wakker geword vanmôre, my mens, kom ek gee vir jou news, kom ek gee vir jou breaking news. You didn't wake up, you were woken up by the Lord. And because life and death is in the power of God's hands, not in your hands. En dis hoekom we've got to humble ourselves, ons moet nederig word voor God, sodat die magtige hand en die kragtige hand van God ons kan oplig. Amen. Ek het 'n woord 'n paar weke terug gepreek in die kerk en ek was Jeremia 17 en mense hy boodskap het my, hy het my nou nog. En hy praat oor deceitful is the heart above all things. Who can know it? Hy sê, kom ek lees dit vir jou. The heart is deceitful above all things and it is extremely sick. Who can understand it fully and know its secret motives? I, the Lord, search and examine the mind and I test the heart. En die Heilige Gees begin praat met my oor ons toestand van ons harte en waar ons is. En hoe dat ons die Here dien ons hele lewe lank, maar ons harte veroordeel ons. Ons harte is in 'n plek waar dit nie rein is nie. En as 'n skrif wat Dawid skryf in Psalm, hy sê, who can go to the mountain of the Lord? Those who have pure heart, pure hands, clean hands and a pure heart. En die Heilige Gees begin praat met my oor die toestand van ons hart. Maar vandag as 'n apostel, as 'n apostel, besef ek, dit was nie net my hart en jou hart nie. Dit is ook die toestand van die hart van die kerk. So, dit is, waar is die hart, waar is ons, en hoe lyk ons? You know what I mean? Hoe lyk ons? Because baie keer dien ons die Here met mombakkies aan. Ons dien die Here en ek pretend om die Here te dien. Maar binne in my is my hart vals. En ek gaan jou 'n ding wys in 'n oomblik wat my, dit lyk iemand het my wakker geklap, toe die Heilige Gees hierdie ding vir my sê. Hy sê vir my, deceitful hearts represents human inner unreliability. The capacity to self-deception. Hy sê, 'n mens se hart, weet jy wat, hy sê, 'n mens se hart wat deception binne het, wat bedrog binne in het. Hy sê, as jy's unreliable. Niemand kan op jou, jy's onbetroubaar. Jy's self-destructive. En dit is nie, en wat die Heilige Gees my gesê het was, is nie noodwendig dat net ek is nou net self-destructive in my hart sê. Baie keer het mense goed aan ons gedoen, wat altare in ons harte ingebou het. Want iemand het my gemolesteer, iemand het my geryp, ek het moord gesien wat gepleeg was, ek was deel van 'n bende, ek wil nie sê wie dit in my geval ek was, do you understand what I'm saying? My pa het my ma geslaan, there was abuse in the house, en hierdie goed het goeters opgerig in my hart, wat nie God behaag nie, en nou verstaan ek nie, hoekom kan ek nie my deurbraak kry nie, want daar's iemand in my hart in, wat my teleurgestel het, jare terug, ek het 'n terugslag gehad, jare terug, 'n dokter het my iets gesê, jare terug, en as goed in my hart wat opgebou het, en die Bybel sê, deceitful is the heart above all things, en hy sê, and it is extremely sick, and who can understand fully the secret motives? Wie kan die secret motive van die hart verstaan? Mense, die ding het my, kom ek sê vir julle vandag, dat ons spreek die evangelie, maar het gaan nie vir ons baat, ons werk op die surface nie. Ons moet onder in die surface kom, ons moet onder die tafel kom, ons moet kom by die plekke en die goeders wat niemand van weet nie. Baie keer broei daar spinnerakke in 'n mens se hart en jy weet dit nie, want weet jy wat, uit die oorsprong van die hart loop die mond uit. Wat in die hart is, kom uit by my mond. Dis wat die Bybel sê. Out of the abundance of the heart, it flows from the mouth. It comes out. So ek en jy, whatever in my hart is, as jou hart donker is, gaan jy gaan ultimately
outwardly, dit wys van jy gaan lewe volgens hoe ons binne ons hart is. No. Partykeer is mense in die kerk en hy teaches to the students. Partykeer is mense in die kerk en hulle kom voor onbeskof. Hulle kom voor, aprap, moenie nog mee praat, moenie nog met my. Man actually feit, die persoon deel met goed binne in sy hart en wat hy nie eens weet wat ek daarmee moet maak nie. And that's the reason why don't just judge people in the ministry or at work or in your family, wherever we are. We don't know what people went through. So nou sit jy met 'n hart wat gebroken is, 'n hart wat donker is, 'n hart wat 'n altaar in het, maar ons weet julle wat, as jy nou gaan na die hoofstrate toe, waar prostitusie is, en jy kan enige vrou afhaal van die straat af, vrou of man, jy kan hulle afhaal, weet jy wat, die een ding wat jy gaan hoor is, van 'n prostituut, 99.9%, die meisiekind gaan vir jou sê, of die vrou gaan vir jou sê, my pa het my gemolesteer, ek was geryp, ek was gedit, ek was aan, die is die underlining van het. So ek staan nie vandag op 'n hoek, omdat ek het die hoek gekies nie. Dis nie wat ek gekies het vir myself nie. Die persoon het drome gehad vir haarself, of vir homself, maar die lewe het hulle gevang, en iets het gebeur, en niemand was miskien daar, om hulle op te help nie, en niemand was daar, om hulle te counsel nie, and maybe they didn't know, or maybe they didn't even know how to ask for help, you know what I mean? Of maybe was sy impak van hy slag net so groot, hulle kon nie recover daarvan nie, so die uitweg was, kom ek gaan straat toe, kom ek gaan na drugs toe, kom ek gaan na bende toe, whatever it is, ons weet nie, en dis hoekom ons moet bid vir mense, ons moet nie mense oordeel nie, ons weet nie wat is die wortel van hierdie ding nie, en die wortel stak in die harte van mense, so ek en jy moet sê, Here, maar wat is in my hart, wat stop my worship, wat stop my aanbidding na U toe, wat binne in my hart is, want die Bybel sê, jou hart is siek, hy sê dit is siek, weet jy wat beteken die Hebrew vertaling van die lyn, waar hy sê, jou hart is ongeneeslik siek, niemand kan het genees nie, behalwe dat het supernaturally genees kan word, wat beteken, dis net die gees van God, wat ons harte kan genees, is net die salwing van die Heilige Gees, en dis hoekom dierbaar is, wanneer ons onder die salwing van die Here is, moet jy vir jou oopmaak, dat die Here jou kan genees, want kom ek vertel vir jou, dat is goed in 'n mens se lewe, wat jy nie evens weet het genesing van nie, kan ek jou nou weer sê, dat is goed in ons lewens in, dat is genesing wat moet plaasvind, jy weet nie eens het genesing daarvoor plaas nie, al wat jy gedoen het was, jy het aanbeweeg in die lewe, ag wat ek worry nie, jy het aanbeweeg, maar nou kom jy by 'n plek in die Here in, en jy staan face to face, om my ding, en jy moet met my ding deel, en nou kan jy nie met die ding deel nie, want ek het die ding gelos hier agter, my mens, as jy kinders het vandag wat jy groot maak, leer jou kinders to man up to a thing, teach them to deal with matters of the heart, teach them how to deal with matters, and if you don't know, sê, Here, gee my wysheid, Heilige Gees my helper, help my, hoe om te deal met goed, baie van ons ouers het graf toe gegaan, met goeder wat hulle deurgemaak het, oupas en oumas, wat hulle oorgekom het, deur jare, niemand weet niks, en weet jy wat, die goede generational curses veroorsaak, want niemand het niks gepraat nie, jou ouma was geryp, jou oupa was abused, tiene was het, maar niemand het gepraat nie, want as het gepraat word, dan is het die grootste, you know what I mean, maar wat ons nie verstaan het was nie, die goed wat onder die mat gevee was, it caused us now to live in generational curses, en jy weet eens waar die ding begint het nie, so what the one thing, as jy weet, as jou kind iewers gemolesteer was, as jou kind of jy iewers geryp was, my mens wil ek jou vandag sê, jy sal moet hy ding moet jy oopmaak, jy sal moet begin by die begin, as iets gebeur, as jy weet van iets, jy sal moet hierdie ding sal moet jy confess by God, jy sal moet sê, Here, ek bid, dat U my moet van hierdie ding verlos, U sal my moet van hierdie ding af, gaan U my moet vry maak, ons moet hierdie goed moet gesê word, jy moet dit sê vir die Here, dat hierdie goed, want weet jy wat doen die duiwel, solank dit 'n geheim is, het hy jou, as jy 'n prisoner van hom, so as niemand weet ek was geryp nie, as niemand weet ek was gemolesteer nie, as niemand weet dit het gebeur, toe ek 13 jaar oud was nie, kan niemand my help nie, so al wat die duiwel doen is, hy sit jou net aan mekaar terug, en die Bybel sê, we overcome Satan by the blood of the Lamb, and by the word of our testimony, en nou sit ons met die kerk van die Here Jesus, en halfte van ons het, of die majority van ons, het mombakkies op, en ons kom by, nog aan ek 'n ding sê, dan kom ons by 'n valse dilemma,
deliverance. Jou deliverance wasn't fully. You didn't have full deliverance. Dis hoekom jy gaan terug in 'n routine. You go back into a circle because deliverance takes place in truth. Ek moet in waarheid kom van waarmee ek deel. Jy hoef nie vir my te sê nie, maar jy moet by die Here kom en sê, Here, dis waarmee I've left this thing behind me. Ek het hom hier agterom gesit and I'm just not going to deal with it. Maar weet jy wat, kan ek vir jou vandag iets sê, kind van God? Kom ek sê gou vir vandag. This is going to help you or it's not going to help you. Maar I trust it's going to help you. Whatever jy nie geheim hou, wat jy nie wil oorpraat nie. My mens, laat ek jou vandag iets waarsku. Ek waarsku jou en ek waarsku myself. Whatever ons hier onder die mat en onder die kas gesloot het, kan ek jou vandag iets sê. As jy dink, daai ding, hy kan by jou stil bly, my dop uit hier voor in die bloedlyn. So, jou onder die mat vee. Jy kan hom maar vee solank jy wil. Jy vee nog hier tot op by ander kant uit by jou kind. So, niks is 'n geheim in die lewe nie. Daar is niks wat ons doen. Ons kan dink, niemand ken die geheim nie. My dierbare, daar gaan 'n môre kom, dan moet hy ding uitkom. As jy wil ware genesing hê, sal jy moet die Here vra om jou te bevry. Jou hart, David sê, search my heart. David sê, search my heart. Ondersoek my hart, Here. En as daar enige iets is binne my hart wat nie Godvreesend is nie, en wat nie U dien nie, en wat nie opreg is nie, Here, doen, skep van my 'n rein hart. Psalm 51, ons gaan volgende week daarna kyk. David begin bid oor iets, hy sê, Here, my hart is nie reg nie. En weet jy wat? Ons dien die Here ons hele lewe lank. Ons dien die Here maar binne my hart is bedrog. Ons dien die Here lank, ons hele lewe lank. Maar weet jy wat? Ek het bitterheid in my hart. Ek dien die Here my hele lewe lank, maar ek het jaloesie in my hart. Ek wil hê my suster se kinders moet dit maak, nie net my kinders moet dit maak. En my mense, dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk nie, want wat ons mis is dat jy is die blokkade van jou eie deurbraak. Want ek en jy dink, omdat niemand weet wat in my hart aangaan nie, because it's deceitful above all, and who can know it? Niemand weet dit nie, so niemand. Maar wat die probleem is, wat jy nie verstaan is nie, mense wat in die gees van God wandel, kan exactly sien waar jy is. So you and I think that nobody knows, but in actual fact everybody knows. Everybody that's in the spirit knows. So ons gaan pause vandag, Jesus gaan volgende week aangaan. Maar ek wil vandag vir jou sê, die hartsaak is 'n belangrike saak, want die kerk van die Here Jesus is die bruid van die Here Jesus. Sy hart moet in lyn en begin klop vir die koms van die Here. Ons kan nie, ek lewe daai kant toe, maar ek bid die Here moet kom nie. Hy kan nie kom nie, hy gaan nie kom nie. Hy kom nie vir 'n bruid wat onvoorbereid is nie. Jesus gaan net kom vir 'n bruid wat hom wil hê, wat hom verlang en hom roep in gebed en wat reg is. Ons moet aangetrek wees, ons moet as 'n bruid skieren. Ons kan nie wag en dink, okay, nie my mens, ons gaan moet 'n begeerte hê om saam met die seun van God te wandel. That's just what it is. En het maak nie saak hoe skeef en hoe krom ons aangekom het nie, of hoe skeef en hoe krom ons aankom nie. Ek en jy is nou by 'n plek waar ek sê, Here, ondersoek my hart. Here, ek weet nie eens wat gaan aan my hart nie. Ek weet nie eens wat Here, hier's 'n klomp goed in my in. Deel met hierdie goed, Here, en bely dit by die Here. Gee dit vir die Here. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paai gelyk maak. Ons maak weer so volgende week, selfe plek en selfe tyd hier op Kruiskyk. Die Here seën jou.